Goeiedag en baie welkom hier by ons aanlyn diens. Dis vir ons so ongelooflik om saam met jou te kan kuier waar ook al jy vandag is. En is vir ons altyd eerste prys om 'n persoon saam te kan kuier. Maar ons is so dankbaar vir tegnologie wat hierdie moontlik maak. So waar ook al jy is, mag jy vandag se diens geniet, mag jy toelaat dat die Here in jou hart inspreek. En ek wil jou uitnooi, haal 'n notaboekie uit, haal jou Bybel uit, beleef dit asof jy saam met ons vandag hier in Oase gemeente is en mag dit jou lewe verander. Geniet die boodskap. Oase, goeiemôre. Dit is so lekker om weer by julle te kuier. Dit is my altyd 'n voorreg om terug te kom huis toe. Dit is soos my ouer huis hierdie. Dis hierso waar ek soveel gegroei het in die Here, soveel ontdek het in die Here. Kerk was nog nie so mooi soos hy nou was nie. Ons het altyd daar agter gesit, ek en my vrou, en ek sal nooit die waarde vergeet van die dienste wat ons hier bygewoon het, die kursusse wat ons hier kom doen het, die uitreike wat ons saam gedoen het nie. Wat 'n groot voorreg. En dit is my altyd 'n voorreg om hier te wees. Altyd 'n voorreg om die woord te kan kom deel en by die mense van Oase familie te kan kom kuier en deel te kan wees van dit wat hier gebeur. Ek wil eerstens namens my en my familie vir julle ook baie dankie sê. Vir julle ondersteuning, vir julle gebede, die oproepe, dat selfs mense vir my kom kuier al die pad van Klerksdorp af, toe ek deur my operasie gegaan het. Ek sal kort iets daaroor sê, ek wil nie baie daaroor sê nie, want die fokus is 'n ander fokus vanoggend. Maar dankie vir dit. Dankie vir julle gebede, julle liefde, julle omgee. Die WhatsApps. Daar was 'n oomblik, ek het 'n 4-dubbele hartomleiding gehad 3 maande terug. En daar was 'n oomblik wat ek op die teatertafel gelê het en hierdie donker, bose figuur het so oor my gekom. En ek het iets beleef van die grootste haat en wreedheid, afguns en nait in hierdie wese se oë, sy teenwoordigheid. Dit was asof hierdie ding is daar om my te vernietig en my uitmekaar uit te skeer. En hy het so voor my kom staan, maar daar was nie een oomblik wat ek bang was nie. Want ek onthou toe hulle my instoot, toe kom Psalm 23, al gaan nie deur 'n dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie, want U Here is met my. En ek onthou ek so bewus was van Jesus se teenwoordigheid. Dit was asof hy letterlik agter my gestaan het. Nou, ek was in Klerksdorp Hoërskool en my broer was die hooffighter van die skool. Weet nie of elke skool het, in my dae het ons jy die top-notch beklei ou gehad in die skool. En ek was bevoorreg, dit was my broer gewees, want hy was so amper 2 meter lank. En as daar boelies was, dan het ek altyd die boelies gaan konfronteer, maar met die backup van my boetie. So hy was hierdie groot, sterk ou en almal was bang vir hom. En as ek die boelies konfronteer, dan staan hy agter my. Dan kan ek vir daai boelie sê net wat ek wil, want hy gaan nie 'n hand op my lê nie, want my ou boet staan agter my. En dis hoe ek gevoel het. Dis hoe ek letterlik gevoel het, hierdie bose wese wat hier staan en hy wil kom om my te vernietig, maar hy kan nie 'n hand op my lê nie, want my ou boet staan agter my. Ek was so bewus van Jesus se teenwoordigheid en ek wil vir jou sê, as jou dal van doodskade weer aanbreek, hy is daar. Jy hoef nie bang te wees nie. Dis een ding waaroor ek seker is, dis nie meer 'n vers wat ek net lees in die Bybel nie. Ek weet dat dit die waarheid is. Jesus was daar in daai oomblik. Hulle stop jou hart vir 4 ure. En die ander ding waaroor ek baie bewus was die gebede van gelowiges. Dit was of ek toegedraai was in 'n kolom, 'n wolk, 'n mistigheid. En dit was die gebede van gelowiges. Ek was so bewus daarvan. So moenie jou gebed onderskat nie. Dankie vir julle gebede, julle liefde en julle omgee. Dankie vir die incheck by my. Dankie vir die kom kuier. Net om te sê, hoorie, is jy alright? Oase gemeente, ons as familie waardeer dit opreg.
En dankie dat ons mag deel wees van dit wat julle doen hier so in Klerksdorp en verder. So ons is op 'n plek waar julle gesels het oor families. En vanoggend, ek het eintlik 'n ander preek gehad, maar vanoggend 2 uur toe ek nou wakker en toe begin die Here met my werk en dat ek dit so bietjie kom verander in die oggendure. Ek wil 'n storie vertel, maar ek wil begin deur hierdie woorde. Die beste ding wat jy met jou familie kan doen, is om saam op missie te wees vir Christus. Jy sien, want God het 'n missie en daarom het hy 'n kerk neergesit. En die kleinste vorm van kerk is familie. So as jy wil regtig sien hoe jou kinders groei, hoe jy groei, jy ontwikkel, raak betrokke by God se missie as 'n gesin. Ek wil vir jou uitdaag en sê, as jy nog nie op 'n uitreik was saam met jou gesin nie, kom op een. Vra maar vir die ouens wat dit al beleef het en saam gedoen. Daar gebeur iets, 'n uitreik doen wat 1000 preke nie kan doen nie. Dit verander jou wêreldbeskouing. Dit verander as jy oor kruiskulturele grense gaan en jy sien hoe ander mense, ander nasies, ander stamme, ander tale God dien en lewe. En hoe hulle vir hom lewe. So ek wil jou regtig, as ons praat oor familie, die beste ding wat jy kan doen met daai familie van jou is, sê luister, ons gaan op uitreik. Vat 'n vakansie. Vat daai geld wat jy sou spandeer het op 'n vakansie en gaan doen dit. As ek vir my kinders vra vakansie of uitreik, dan is uitreik baie hoog op hulle lys, want die goed wat ons beleef op uitreike as 'n familie saam, geld kan dit nie koop nie. Die waarde daarvan is onmeetbaar. Nou wil ek 'n storie kom vertel uit die Bybel. Nou, ek dink as die Bybel 'n 2 uit 10 storie gehad het, sou hierdie een 2 tot 18 gewees het. Want dit is nogal 'n gevaarlike storie. Dis 'n snaakse storie en baie mense het dit nog nooit in die Bybel raak gelees nie, maar dis nogal 'n wrede, gruwelike storie. En die storie gaan oor Samara wat omring is en wat die Bybel sê wat beleer is. Hy's omsingel deur die koning van Aram. Nou vers 24 sê van 2 Konings 6 sê, 'n tyd later het die koning Ben-Hadad van Aram egter sy hele leer opgeroep en Samara beleer. Nou net so 'n bietjie agtergrond, hierdie koning Ben-Hadad beteken die seun van Hadad. Nou wie was Hadad? Hadad was die god wat hulle daai tyd in Sirië aanbid het en hy was genoem die god van oorlog en die god van storms. En hier kom hierdie koning en hy's besig om dit is die noordelike koninkryk, hy's besig om hulle te omsingel en hulle te beleer. En ek het hierdie jaar so gevoel. Ek het regtig gevoel of ek omsingel was en beleer was. 2025 was nie 'n maklike jaar. Ek weet nie van jou nie, maar hierdie was 'n moeilike jaar. Die eerste oproep wat ek op die 1 Januarie 2025, die heel eerste oproep toe ek die telefoon antwoord en sê, hallo sis, toe sê sy, Boeta, ma's dood. En ek sê, Here, as die jaar so begin, min het ek geweet, 'n paar maande later, gaan ek 'n hartomleiding hê. En saam met dit het 'n klomp ander goed gebeur. 'n Klomp ander goed gebeur, van my vriende, van my kerke, van klomp goed wat seer en stikkend en gebreek gekry het. En het regtig gevoel, ek word beleer, hierdie God van oorlog, hierdie God van storms, is besig om teen my op te staan. Miskien is jy vanoggend hier, en jy voel vasgevang. Jy voel dat jy omsingel is en dat jy beleer is. Dalk is daar sonde waarmee jy al soveel jare lank sukkel, jy kom nie te weg nie. Dit voel of daai ding jou omsingel. 'n Verslawing waarin jy vas is. Daar's skuld en skaamte dalk in jou lewe. Wanhoop, depressie. Ek het nou nog 'n konferensie gehad vir 'n paar pastore en die statistieke sê
1 uit 3 pastore ly aan depressie. Vier uit 10 wil bedank, hulle wil klaarmaak met die bediening. 40%. En 60% sukkel finansiëel. So daar's hierdie goed, so hoe lyk jou lewe? Vrees en angs. Ons leef in 'n wêreld waar goed so deurmekaar is. Miskien is ons weg Dinsdag. Ek weet nie. Here het nie vir my iets gesê nie. Maar as dit is, great. Is hierdie klomp goed wat gesê word, dis oorlog, gerugte van oorlog. Is 'n klomp goed wat gebeur in ons lewens. Verhoudingsprobleme. Met mense praat ons al soveel verhoudingsprobleme, verhoudings tussen 'n man en 'n vrou, verhoudings tussen familielede, broers en susters en broers, tussen ouers en hulle kinders. Kinders wat weggetrek word, wat beleer word met ander gelowe en ander maniere van dink en doen en goed wat hulle geleer en gesê word. En hoe hulle vasgevang word en daai kind word uit jou huis uit getrek, uit jou huis uit geskeer. Ek belewe dit so hierdie laaste tyd. Mense kom en sê, my kind glo glad nie meer wat ons glo nie. My kind glo nou hy's iets anders. Hierdie goed wat ons wil wegvat, wat ons wil beleer, hierdie storms en hierdie oorlog wat heeltyd teen ons opstaan. So ek weet nie hoe voel jy vanoggend en waar staan jy vanoggend nie. Maar ek wil vir jou sê, dat die Heilige Gees in jou is groter as enige aanslag teen jou. Moenie moed verloor nie. Daar's geen omsingeling wat jou kan weghou van dit wat God in en deur jou lewe wil doen nie. Hy is met jou, hy is saam met jou. Maar hoor gou wat gebeur toe. Toe hierdie mense so omsingel is, en dis baie keer gebeur hierdie selfde ding met ons, daar toe 'n groot hongersnood in die stad ontstaan. Daar was 'n groot hongersnood, en hoor gou hoe was dit? 'n donkiekop, het iemand al hier donkie vleis geëet? Enige iemand hier? Niemand nie, is niemand in Klerksdorp nog ooit so honger nie. Okay. 'n donkiekop, 50 kg silwer, dis R21,000. As jy vandag wil 'n donkiekop koop om te eet, R21,000 wat dit gekos het. Dis wat die prys van silwer vandag is. Duiwemis, het iemand hier al duiwemis getraai? 'n handjie vol duiwemis, R1,000. Dis hoe dit was in daai stad. Die mense was so honger dat hulle bereid was om duiwemis en donkiekoppe te eet. Maar toe raak dit nog erger. Jy sien, as ek en jy beleer word, as ek en jy toegemaak word deur die vyand en ons word vasgedruk, dan vang ons snaakse dom goed aan. Wie het dit al beleef? Ja, ons net ons twee pastore, die ander ou. Mag die Here julle twee help. Nee? Jy vang dom goed aan, wanneer jy weg is, wanneer jy beleer is, wanneer jy in hongersnood is, as jy honger na God se woord, na sy geregtigheid, dan vang jy dom goed aan. Hoor wat gebeur. Ek gaan nie alles lees nie, ek vertel net die storie, want ons wil tyd spaar. Hy sê, maar op 'n dag loop hierdie koning op die stadmuur, en daar kom 'n vrou en sy sê, koning, help my asseblief. En die koning is soos, maar as ek, Here jou nie help nie, wat kan ek nou doen? Koning, jy kan sien, hy is op 'n plek, hy's moedeloos, hy sê, ek het nie vir jou kos nie, en ek het ook nie vir jou wyn nie. Nou ouens, as daar nie meer wyn is nie, dan gaan dit sleg. Ek het al by plekke gekom, hulle het nie kos nie, maar hulle het altyd drank. As die drank klaar is, dan moet jy weet, dit gaan verskriklik sleg. Weet jy, Klerksdorp is seker nie meer so nie. Ja. So, dis hierdie diep goed, en hierdie koning is op 'n plek, hy sê, ek kan jou help nie, as die Here jou nie help, en is asof hy's by 'n plek waar hy moedeloos voel. Jy sien, daar kom 'n tyd wat niemand jou meer kan help nie, net God. Help nie, jy gaan na die pastoor toe nie, help nie, jy sien meer berade, jy het God nodig, jy het 'n inspraak van God af nodig. En hierdie koning is op 'n plek, hy's net so moedeloos. Maar nou sê, okay, maar wat is jou probleem? En dan vertel sy hierdie gruwelike storie. Sy sê,
Ons is so honger, ek en hierdie vriendin van my. En toe besluit ons gaan my kind kook en hom eet. Dit staan in die Bybel. Nou dink ek, okay, waar staan? En hulle doen dit toe. Hulle kook hierdie kind. Nou kan jy sien, as jy so beleer is en so honger is, kan jy sien wat vang jy aan? Ek het al ouens gekry wat alles weggee. En alles op die spel sit, omdat hulle honger is. Omdat hulle nie 'n woord van die Here af het nie. Omdat hulle nie op missie nie. Want jy sien, hierdie koning was ongehoorsaam aan die profeet. En dis hoekom hulle in hierdie toestand is. Is ongehoorsaam aan dit. En vandag raak ek en jy ongehoorsaam aan die Heilige Gees. En wat kom doen die vyand? Hy kom beleer ons. En dan raak ons so honger, dat ons stupid goed aanvang. Wie het al honger geraak vir 'n nuwe kar? Jy ry met jou voertuig, en dan sê vir jou vrou, hoor jy daai ratte? En sy sê, nee, ek hoor niks. Nee, maar hoor jy dit nie? En nou is maak die deur nie lekker toe nie, of die venster sak te stadig of te vinnig, of daar's een of ander fout, en dan raak jy honger, dan gaan koop jy iets wat jy nie kan bekostig nie. Hongermense is gevaarlik. Vir jou sê, hongermense is gevaarlik. En daarom moet jy seker maak, jy is nie honger nie. Sy sê toe, ons het my seun gekook en hom opgeëet. Ek dink ek, Here, waar is dit? En toe die volgende dag, toe is hulle maag nou vol van die kind wat hulle geëet het. Toe sê sy vir die ander vrou, okay, bring nou jou kind, dat ons hom eet. Toe sê sy, nee, ek gaan my kind eet nie. Want toe is die honger weg. En toe sien sy iets anders raak. Toe sien sy die wreedheid en die verkeerdheid van dit raak. Jy sien, jy kom in tye waar jy seker desperate dinge doen. Ek onthou, daar was 'n tyd in my desperate donker tye, wat ek met 'n 9 mm teen my kop gesit het. Wat ek klaar 'n ronde in die kamer gesit het, die hamer terug het, en klaar op die sneller begin druk het. Jy sien, as jy in desperate tye kom, doen jy stupid goed. Want jy sien, ek was honger. Ek het gesoek na goed, en ek het na die wêreld toe gegaan. Ek het probeer dat donkiekoppe en duiwemis my volmaak. En dit kan nie. Ek vir jou sê, daar's niks wat jou kan volmaak, behalwe Jesus Christus nie. 'n Verhouding met Jesus is al wat jou lewe kan vul en kan volmaak en wat vervulling vir jou kan bring, sodat jy nie gaan honger rondloop en plekke soek nie. Vir julle wat getroud is, moenie dat jou man of vrou honger by die huis uitstap nie. Want as ergens iemand met 'n braaibroodjie bereid om dit aan te bied. Julle weet nou wat ek bedoel. OK? Moenie jou vrou of jou man honger uit die huis uit laat stap nie. Want dan vang mense stupid goed aan. Die koning hoor dit, hy skeer sy klere van radeloosheid. En dan merk hulle dat hy 'n roukleed aan het onder sy klere. Jy sien, hy moes eintlik met 'n roukleed gestap het en gesê het, ek het berou oor my sonde en die sonde van my volk. Maar wat doen hy? Hy trek 'n ander kleed boor, hy trek sy koningskleed, klere boord aan. Dis wat ons baie keer doen. Ons trek hierdie maskers aan. Ons sê, nee, dit gaan goed. En dan hoor jy, joh, daai ou het iets aangevang. Ek het dit nooit geweet nie. Jy sien, ons dra daai maskers. En weet jy wat, ons ouens in die kerk is van die beste maskerdraers wat daar is. En daarom is familie nodig. Jy het nodig om 'n familie te wees waar jy kan sê, ek het opgemors, ek het foute gemaak, maar hier word ek gecover. Ek het altyd vir my kinders gesê, as jy aanjaag, dan kom jy terug na hierdie huis toe en ons gaan dit saam met jou uitsort. As jy foute maak, dan kom jy terug na hierdie huis toe en ons gaan dit saam uitsorteer. Dis wat familie doen, ouens. Want wie van ons het nog nie gemessap nie? Hier sit nie een ou in hierdie kerk wat kan sê, ek het nog nooit in my lewe gemessap nie. Ons almal het al. Maar weet jy wat, dit was familie. Dit was familie wat my gehelp het.
Was gelowige boeties en sissies in Christus wat vir my gehelp het en gesê het, Henny, hier's 'n ander rigting, probeer hierdie, lees hierdie, kyk na hierdie, verander jou denke, verander jou voetstappe. Die rigting van jou lewe is op 'n verkeerde pad, jy's op pad na die dood toe. Maar Henny, draai om. Dit was familie. Want God gebruik familie. God gebruik mense. Jesus self het nie voor my kom verskyn. Dit was mense. Mense wat Christus binne hulle het en wat met my kom deel het. Vers 31 sê, mag God my tref as ek vandag Elisa sy kop aan sy lyf laat bly. So wat doen hy? Nou blameer hy die profeet. Hy word kwaad vir God. Hy sê, dis God se skuld dat ons hier is. Jy sien, in 'n tyd van krisis, kom ons by 'n plek waar ons vinnig ons geloof verloor. As dinge swaar gaan en gaan moeilik, wat doen ons? Ja, die Here. Ek probeer dan die Here dien. Ek doen dan al hierdie goeders. Ek gee my 10de, ek saai en nou gebeur hierdie goed met my. Vinnig wil ons wegskuif en die koning doen hier dieselfde ding. Jy sien, dis wanneer daar druk is, dat ons juis nader na God toe moet hardloop. Maar wat doen hierdie goed? Dit vat ons weg van God af. Die hele tyd wil die vyand ons by 'n plek kry waar ons wegbeweeg van God af. So as jy 'n fout gemaak het, jy het sonde gedoen, wat sê vir jou? Moenie bid nie, moenie kerk toe gaan nie, jy mag nie dien nie, wat doen hy? Hy wil jou wegvat van die Here af. Waar ek en jy eintlik moet hardloop na die Here toe. Sê, Here, ek het gefouteer, ek het 'n fout gemaak, ek sukkel met hierdie, ek kom nie reg nie, ek het al, Here, hier's ek hardloop die hele tyd na God toe. Want daai wanloop lei tot verkeerde besluite, maar geloof dat God my gaan help, dat God vir my 'n deurbraak gaan gee, dat God my gaan vrymaak, dat die genesing gaan kom. Wat ook al dit mag wees, ek kan God vertrou, my hoop is in hom, en ek sal aanhou hardloop na die Here toe. Ek wil vir jou vanoggend sê, as jy vasgevang is in verslawing, moenie weghardloop van God af nie, hardloop na hom toe, met jou verslawing en al, en kyk hoe God jou vrymaak. Hardloop na hom toe, want jy sien hoe nader ek en jy in die Here kom, hoe meer en meer lyk ons soos hy. Hoe meer ons in sy teenwoordigheid is, hoe meer ons saam met hom tyd spandeer, hoe meer word ons soos hy. En mag ons dit beleef. Dan gaan die storie aan. Hulle wil nou vir Elia doodmaak, en dan wil ek by die tweede gedeelte kom. Vers 1 van hoofstuk 7. So ons, hierdie toneel het nou afgespeel, is verskriklik. Mense eet hulle kinders, die volk is moedeloos, die koning is moedeloos, hulle is kwaad vir die Here, hulle is kwaad vir die profete. Dit gaan baie sleg. Maar dan kom vers 1 in hoofstuk 7. Hy sê, en Elisa het geantwoord, luister na hierdie boodskap van die Here. Ek wil vir jou vanoggend sê, luister na die boodskap van die Here. Jy sien, jy het 'n woord nodig, binne in jou krisis, binne in jou omstandighede, wat het jy nodig? Jy het 'n woord nodig van die Here. Jy sien, want die Here se woord staan vas en dit verander nooit nie. Het verander nooit nie. Jy het 'n woord nodig. Hoor wat sê hy? Dit is wat die Here sê, môre teen hierdie tyd sal 5 kg meel en dubbel soveel gars net 11 gram silwer, dis R250, in Samaria kos. So wat sê die profeet? Môre hierdie tyd gaan jou omstandighede heeltemal anders wees. Jy het 'n woord van die Here nodig. As jy gebeleer word, as jy in duisternis sit, as daar wanhoop is, maak seker jy kry 'n woord van die Here. Jy sien, want ons kry woord van ander goeters, van YouTube, en van profete, en van kry 'n woord van die Here, jy die Heilige Gees binne in jou. Die oomblik toe jy ja sê vir Jesus Christus, jy die Heilige Gees in jou kom woon, jy die Heilige Gees binne in hom, gaan sit met jou Bybel, gaan koop tyd uit en sê, Here, wat sê
u vir my? Wat sê u vir my? Vers 2 is daar adjudant, en dis die koning se vertrouling. Hoor wat sê hy? Dit kan nie gebeur nie, selfs al sal die Here die vensters van die hemel oopmaak. Hy sê, ken julle sulke mense ook? Dit kan nie gebeur nie. Dis onmoontlik. Nou, die Bybel sê, hy was 'n vertrouling van die koning, so ek weet nie, het hy die koning negatief gemaak, of het die koning hom negatief gemaak nie. Maar hulle twee was nie goed vir mekaar nie. Want as jy na hulle storie kyk, is albei in hierdie skrifgedeelte is albei negatief. Hulle is albei op 'n plek wat hulle kwaad is vir God, en God kan nie wonderwerk, en God kan ons nie help nie. Dis waar hulle is. Daarom is dit belangrik. Die Bybel sê, yster slyp yster en vriende vorm mekaar. Wie is jou vertrouling, wil ek vir jou vra vanoggend. Wie is die ouens wat jy in jou binnekring toelaat? Wees versigtig wie jy toelaat in jou binnekring. Daai, ek noem hulle nat waslappe. Moet hulle nie toelaat nie. Hou hulle daar buite, wees lief vir hulle tot hulle droog geword het. Maar moet hulle nie toelaat nie. Daar's net sekere mense wat jy in jou binnekring toelaat. Wat jy weet, die Here ken, sy stem hoor. Wat met jou kan praat, wat jou kan lei, wat saam met jou kan bid, wat saam met jou kan dra. Wat met jou is, wat vir jou is, wat sy hart vir jou is, en nie teen jou is. Hierdie ou sê, het kan nie gebeur nie. Dit is altyd mense wat God se woord sal bevraagteken. Jy wil iets doen, dan sê hulle nee, kan nie wees nie. Of nee, het jy dit gedink? Of die Here het vir jou verstand gegee, ek kry daai in baie. Die Here het ook vir jou verstand gegee, jy moet jou verstand gebruik. Partykeer kom geloof en verstand nie by mekaar uit nie. Het jy 'n woord van die Here en reageer op die woord van die Here? Ek onthou die woord van die Here wat hy vir my gegee het. Elke keer wanneer ek 'n skuif maak, elke keer wanneer ek iets nuuts moet gaan doen, dan sê ek, Here, ek kan nie beweeg as ek nie woord het nie. En as ek die woord het, wanneer goed nie lekker werk nie, dan kan ek teruggaan en na die woord toe gaan en sê, maar Here, op u woord staan ek. Onthou julle die storm op Petrus geloop het? Ons almal ken die storie van Petrus wat uitgeklim het op die water. Maar in die Markus Evangelie is daar 'n gedeelte waar hulle sê, en Jesus wou verby hulle stap. Hy sien hulle is in 'n storm. Hy sien daar's chaos, maar die Bybel sê he intend to pass them. Hy wou verby hulle stap. En ek vra Here, hoekom? Want die plan het nog nooit verander nie. Jou storms, jou situasie verander die God se plan nie. Want God het gesê, ons gaan na die ander kant. Dit was die plan. Want hoekom? Aan die ander kant was daar 'n hele nasie wat gered moes word. So die woord kom uit. En as al woord gespreek is, dan verwag God ons moet iets doen. Of hy sal iemand stuur. So wat het hy gesê? Ek gaan na my Vader toe, ek los die Heilige Gees vir julle. Ons het die laaste opdrag gehoor. Gaan dan en gemaak disippels van alle nasies. Iemand moet 'n aksie neem. Iemand moet 'n stap van geloof neem. Iemand moet sê, luister, ek is bereid om te sê, ja Here, enige plek, enige tyd, enige iets, ek sal gaan. En wat kry die Here beskikbaar? 4 melaatse manne. Hy stuur nie die koning nie. Hy stuur nie die profeet nie. Hy stuur nie die adjudant nie. Die vertroulinge van die koning nie. Vir wie stuur hy? Hy stuur 4 melaatse manne. Dit is ouens wat, ek weet eintlik hoe hulle dit survive nie, want hulle was buite die stad. En die vyand, so hulle was tussen die vyand en die stad. Hulle is so bad dat niemand aan hulle wil raak nie is die vyand nie. En die Here sê vir hierdie 4 melaatse manne, of hierdie 4 melaatse manne, kom maar gedagte in hulle, en hulle sê, maar kom ons gaan. Kom ons gaan. Hoekom sit ons hier om te wag om dood te gaan? God gebruik dikwels die eenvoudigste mense. Mense wat jy dink nooit dit gaan maak nie. Dan kom God en hy gebruik juist daai mense. So ek kan jou gebruik. En hulle besluit, wel as ons hierso sit, sterf ons. Kom ons gaan na die vyand toe, en as hulle ons doodmaak, dan is ons dood, as hulle ons laat lewe, dan lewe ons. So hulle neem 'n risiko. Jy sien, geloof, as God 'n woord gee, is daar altyd risiko aan verbonde. Daar's vanaand 'n risiko aan verbonde, om te gaan. Ek kan nie vir jou waarborg almal kom terug. Ek is op pad Duitsland toe,
vlieg maandag Duitsland toe. Daar's geen waarborg dat ek terugkom nie, daar's risiko. Ek kan nie meer daai risiko vat. En wat gebeur? Dit is my so mooi. Hierdie 4 man stap, nou sien gou hier stap 4 mans, net 4. Hulle stap nou hier na die kamp van die vyand toe. En wat gebeur? Die vyand hoor 'n weermag. Hulle hoor strydwaans. Hulle sê, hierdie koning het nou al 'n klomp ander weermagte gaan hier om ons te kom aanval. Hulle hoor perde, kan jy net jou indink. En hulle hardloop. Daai weermag, daai Arameërs, hulle hardloop. Die Bybel sê, hulle is gevolg, na 'n tyd het hulle gaan kyk, hulle goed het so gelê, hulle plakkies en hulle beursies en hulle groceries het so met die pad lank besaai gelê. Hardloop hulle weg. Want jy sien, as die vyand God se stem hoor, as die woord uitgaan en iemand vat daai aksie om die woord van God te vertrou en aan te glo, dan hardloop die vyand weg. Die vyand hardloop weg. Wanneer God praat, verdwyn die vyand. En hier kom hierdie 4 melaatse manne. Heel onwaarskynlikste mense wat God gebruik. Hier kom hulle in die kamp en hulle sien, maar die kamp is heeltemal leeg. Hierdie ouens wat hulle vasgevang het, vasgepen het, dat daar so erge hongersnood, daar's niemand in die kamp nie. En wat doen hulle? Soos ons almal maar sou doen, hulle val in en hulle eet. Die Bybel sê hulle kry toe goud en hulle kry silwer en hulle kry klere daar binne in die kamp. En wat doen hulle? Wat doen ons gewoonlik as ons iets het as ons tekort het? Ons hou dit vir onsself. Die Bybel sê hulle dit gaan begrawe. Hulle gaan begrawe hulle die goud en die goed wat hulle gekry, die waardevolle goed, gaan begrawe hulle, want hulle moet dit vir hulle self hou. Hulle het geëet en gedrink en hulle was toe nou lekker. En toe hulle nou versadig is, jy sien, sodra jy vol is, dan kry jy, weet jy, is dit met julle ook so, ek raak nogal geïrriteerd as ek honger is. Dat is asof my denke loop nie lekker nie. Ek onthou, ons het 'n korporaal gehad, of 'n sergeant gehad, wat altyd gesê het, julle is net 7 etes van 'n barbaar af. En dit is so. Eet 7 etes nie, en sien jy wat kom jy uit jou uit. Nou kom iets in jou los. Nou is hulle gevul, hulle is lekker vol, nou kan hulle weer dink. Daarom moet ek in die heeltyd gevul wees. Ons moet vol wees van die brood van die lewe. En daarna sê hulle vir mekaar, hulle sê, wat ons doen is nie reg nie. Dit is 'n dag van wonderlike nuus. En ons sê niemand daarvan nie. Ouens, wat ons doen is nie reg nie. Hierdie is 'n dag van wonderlike nuus. Ons kan nie hierdie nuus vir onsself hou nie. Jy sien, as jy die brood van die lewe geëet het en dit het jou volgemaak, jy het die lewende water gedrink en jy word nooit weer dors nie, dan sê die Bybel, jy sal word soos 'n fontein van lewende water wat uit jou sal uitkom. Ek en jy kan dit nie vir onsself los nie. Ons kan nie. Ons moet hierdie goeie nuus gaan deel met 'n wêreld wat stikkend is. En ons as 'n familie moet besluit, dis wat ons as familie gaan doen. Ons gaan nie stil bly nie. Ons gaan vertel, ons gaan deel, ons gaan lief hê, ons gaan versorg, ons gaan bemoedig, ons gaan bekragtig, ons gaan bebid, ons gaan salf, ons gaan seën. Dis wat ons doen as die lewende water in jou is. En ek wil jou uitdaag vanoggend. Mag hierdie, toe ek dit lees, toe sê, dis nie reg wat ons doen nie. Ouers, dis nie reg wat die kerk doen nie, dat ons vir jare lank mure gebou het in plaas van brûe. Dat ons regtig by 'n plek sal kom en seker te maak, niemand by jou werk mag nie vir Jesus ken nie. Niemand in jou skool, niemand in jou universiteit. Maak seker dat almal vir Jesus ken. 'n Geleentheid gehad het om die evangelie te hoor. Ek onthou toe ons jong polismanne kry ons daai nuwe BMW's en ons dink ons is die vinnigste, die sterkste. En ons jaag met daai karre en een naweek, 1 jaar het ons 'n operasie en ons is almal dronk. Ons masseer mekaar daar in die swembad in.
En 'n jaar later sit ons by daai selfde plek en ons sit om die woord en die hele eenheid dien die Here. Want hoekom? Iemand het gekom en gesê, is nie goed nie, dat ons stil bly nie. En hulle het Jesus met ons kom deel. En daai eenheid het Jesus begin dien. En van daai dag af het die goed so verander in ons eenheid. Ons is van die beste eenhede in die land, rondom arrestasies en goed wat ons gedoen het. Dis nie goed nie. Hulle sê, kom ons gaan vertel. Kom ons gaan na die koning toe. Kom ons gaan na die paleis toe. En kom ons gaan vertel die mense. Ek sluit af. Die manne is toe in. Hulle het die storie gaan vertel. Die koning het dit regtig nog nie geglo nie. Hy sê nee, laat ons net eers 'n paar spioene uitstuur om net seker te maak dis nie 'n setup nie, is nie 'n scam nie. Baie keer as iets gebeur dan dink ons mos is 'n scam, is te goed om waar te wees. Ouens, daar's net een ding wat te goed is om waar te wees. Of laat ek so sê, daar's net een, wat noem hulle hierdie Ponzi schemes, né? Daar's net een Ponzi scheme wat werk en dis die gospel. Want as ek iemand kry en ek kry iemand onder my 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 en ek kry iemand onder my. Hoekom? Want die bron is unlimited. Die bron is onbeperk. Daar's nie 'n plek waar dit kan stop nie, ons kan aanhou en aanhou en aanhou en dit wat die ou wat daar agter die Here ontdien het, kan net soveel ontvang soos die ou wat eerste gekom het. Want dit is mos net die ouens wat die eerste 10, hulle maak geld, die res verloor hulle geld. Die enigste piramideskema wat kan werk, is die evangelie. Want die bron is onuitputbaar. Die ou wat laaste kom en die ou wat eerste kom, kan dieselfde kry. Ons kan dit nie vir onsself hou nie. Einde van hierdie storie. Die koning vat toe hierdie eie vertrouling en hy sê, okay, adjudant, beheer asseblief vir my die poort. Want ons gaan nou vir die mense vertel, daar's kos in die kamp. En hulle gaan in en uit hardloop hier, en jy moet dit asseblief beheer. Die profeet het vir hom gesê, omdat jy die Here nie geglo het nie, gaan jy dit sien, maar jy self sal niks daarvan eet nie. Jy sien, baie keer ontneem ons van 'n blessing, omdat ons nie God se woord glo nie. Daai blessing word weggevat, daai belofte word weggevat, want ons glo nie God se woord nie. Ons hoor dit en ons sien dit, maar ons beleef dit nooit nie. En dis presies wat met hierdie adjudant gebeur. Die Bybel vertel die storie. Hy sê toe hy in die poort staan en die mense hoor dat daar kos is, hardloop almal uit die poort uit en hulle trap hom dood binne in die poort. Hy sterf daar. Weet jy hoeveel mense sterf? Hulle is so naby, maar hulle sterf omdat hulle nie God se woord glo nie, omdat hulle nie vas staan op daai woord nie, omdat hulle nie vertrou nie, omdat daar nie geloof is nie. Moenie dat dit met my en met jou gebeur nie. So ek wil jou vandag uitnooi. Kan ons iemand kry wat bietjie speel hier vir ons? Ek gaan afsluit. En ek wil saam met julle net kom bid. Ek weet nie waar jy staan in die storie nie. Miskien voel jy soos 'n ma wat haar kind wil eet. Jy is so desperaat, jy wil desperate goed aanvang. Want jy is so in 'n krisis. Finansies, verhouding, huwelik. Ek weet nie waar, daar's 'n klomp goed wat kan verkeerd loop. Miskien voel jy dalk vanoggend soos hy melaatses. Sê Here, maar wat het ek om te offer? Wat kan ek bring? Niemand hou eintlik van my nie. Ek is nie eintlik great in my family nie. Ek is maar net die. Ek voel soos melaats. Miskien is jy daar. En sien die Here het hulle gebruik om 'n stad vryheid te gee. Miskien is jy soos die koning. Wat sê, ek is moedeloos, dit help nie meer nie. Ek wil nie meer bid nie. Ek soek nie meer Bybelversies wat iemand vir my stuur nie. Ek sê dit moeg. Miskien is jy soos die adjudant. Wat sê nee wat, die Here sal ons nie meer help nie.
Is verby met ons. Praat met 'n tannie, besoek 'n oom in 'n hospitaal en hospitaal maak toe. En die tannie sê, ek is wit en ek is 65. Waarheen gaan ek? Sê vir tannie, jy het 'n woord van die Here nodig. Eerstens, jy is sy dogter. Dit moet jy weet. Jy moet dit verhoor vanoggend. Jy is sy dogter en jy is sy seun. En God sê, ek sal na jou kyk. Hy sê, julle wat goed, julle wat sleg is, wat weet wat goed is vir julle kinders, hoeveel te meer nie ek, julle hemelse Vader. So jy vanoggend hier staan, in 'n verhouding met God. Weet dat jy 'n seun en 'n dogter van die Allerhoogste is. En dat hy 'n welbehae in jou het. En dit maak nie saak hoe die God van storms en oorlog in jou opstaan nie. Die Here se plan het nie vir jou lewe verander nie. Miskien sit jy hier vanoggend en sê, Henny, ek het nog nooit vir Jesus gekies nie. Ek ken nie eens hierdie storie nie. Dalk is dit jou eerste keer in 'n kerk vanoggend. Ek wil vir jou sê, daar was 'n tyd wat ek ook nie vir Jesus geken het. En iemand het gesê, Henny, jy het Jesus nodig in jou lewe. En die oomblik wanneer ek daai keuse gemaak het, het my lewe kon verander. Jy sien, ek het die put van duisternis uitgekom. Waar ek gesit het met 'n 9 mm, na 'n plek van lewe en oorvloed, waar ek saam met Christus op missie kan wees en die wêreld kan verander. So ek weet nie waar jy is nie. Ek wil vanoggend met jou bid en ek weet dat die Here hier is. Ek weet dat die Here 'n plan het. Ek weet dat die Here iets wil doen. Hy wil iets doen in hierdie gemeente. Hy wil iets doen in hierdie gemeenskap. Hy wil iets doen in ons land. Daar's duisternis oor die hele aarde en ons het nodig om lig te bring. Ons het nodig om lig te bring. En daar's mense wat jy ken vanoggend wat dit nie het nie, wat honger is, wat beleer is, wat vasgevang is. Vanoggend wil die Here sê, gaan. Al voel jy melaats, al voel jy moedeloos, al voel jy wat, hoor die woord wat die Here vandag sê. Hy sê, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Maar ek wil jou vra vanoggend, as jy een van hierdie karakters is, dat ons vir jou sal bid. En ek wil vra dat jy soos die malaatse manne sal sê, of ek nou hier bly en of ek nou gaan, maak nie saak nie. Kom ek gaan. Ek wil jou nooi dat jy voorkom staan. En ons wil vir jou bid. Sien, dit gaan iets vat. Dit vat 'n geloof, dit vat 'n aksie. As jy bly waar jy is, gaan jy doodgaan. Hoor mooi wat ek sê. As jy bly waar jy is, gaan jy sterf. As daai malaatse manne gebly het, het hulle gesterf. En ook die volk. En miskien staan jy vanoggend op. Stap vorentoe vir gebed. Want God gaan jou gebruik om nasies vry te maak. Hy het dit met my gedoen. 'n dronk, korrupte polisieman. Het ergens eendag gegryp en gesê, kom hier nie. En dan gaan jy die nasies toe stuur. En jy sal die koninkryk van duisternis uitruk. En die koninkryk van lig brand. Jy sal die koninkryk van duisternis afbreek en lig bou. Gaan na die nasies waar ek jou stuur en moenie vir hulle bang wees nie. Want Henny, ek is met jou. So ek wil jou nooi, as iemand is vanoggend, kom staan nie voor. Vat daai geloofstap. Kom staan nie voor. Saam met jou bid. Colin, vir ons olie kry asseblief.
Is daar nog ouens wat saam kan bid? Die leierskap, bestuursraad, waar's julle? Kom staan hier voor, kom bid saam met ons vir die ouens. Kom, is nou die tyd, ouens. Is nou die tyd, moenie terughou nie, moenie bang wees. Maak nie saak waar jy is nie, ons gaan vir al die afdelings bid. Jy hoef dit nie te sê nie, is 'n saak tussen jou en die Here, gaan jy nie ontbloot nie. Dankie vir jong mense, Here. Dankie, Here. Ek wil vir jou vra wat in 'n goeie seisoen is van jou lewe. Om te sê, Here, waar kan ek gaan help? Dalk moet jy iemand hier kies vanoggend. Sê ek sal betrokke raak by daai persoon. Gaan drink ek net in die week 'n koffie saam met hom. Al bid ek net saam met hom. Al hoor ek net sy storie. Partykeer moet ons net 'n storie vertel. Sê dis waar ek is. Partykeer wil mense net klankbord en sê, luister die man, dit gaan nie my goed nie en dis waar ek is. En soos wat hy praat, antwoord hy hom eintlik maar self. Partykeer is net dit nodig. Jy hoef nie 'n teologiese graad te hê nie. Jy hoef nie hierdie super sterk Christen te wees nie. Weet jy wat, partykeer is dit net nodig om jou hand op iemand se skouer te sit. Net sê ek's net hier by jou. Ek hoor jou, ek sien jou. Partykeer is dit net dit wat nodig is. Partykeer is dit net nodig om saam met iemand te sit en saam met hulle te huil. Dalk niks antwoorde te gee nie. Huil net saam met hulle. Dra daai las saam met hulle. Ben. Okay, so het ons nog ouens wat kan bid. My vrou, waar is jy? Kom bid jy. Here, ek wil dankie sê vir elke mens wat staan hier vanoggend. U ken hulle behoeftes, u ken hulle harte. U ken waar hulle in daai spasie lê. U weet wat hulle nodig het, Here. En soos wat daar hande op hulle gelê word, wil ek vra, Here, dat die deurbrake nou sal kom. Dankie dat U herstel bring. Dankie dat U vrymaking bring. Dankie dat U nuwe rigting gee, nuwe roeping gee. Ek ervaar net iets van julle wat jy weet nie, en Here sê ek gaan vir jou nuwe roeping gee, ek gaan vir jou nuwe rigting gee. Moenie bekommerd wees oor wat jy gaan doen nie. Ek het jou, ek's met jou. Ek gaan jou wys. Kom sit net by my, raak net stil by my en ek gaan jou wys. Ek gaan jou wys. Hierdie boodskap het ons aanlyn gelaai vandag, want ons glo dit het die vermoë om jou lewe te kan verander en om jou nader aan Jesus te bring. En jy weet op jou sosiale media platform, waar kan jy hierdie kyk, dalk is dit op Facebook, dalk kyk jy dit op YouTube, waar kan jy dit kyk? Wil jy nie ons 'n guns doen en hierdie share nie? Ons glo daar's mense daar buite wat dalk nie met ons bekend is of met die boodskap van Jesus bekend is nie. En as jy hierdie deel, kan dit 'n impak in hulle lewens maak. So like, comment en share. Dit help ons om die goeie nuus van Jesus Christus daar buite te kry. Ons sien uit om volgende week weer saam met jou te kuier en baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het.